Koning Louis Leeu en Mani Meerkat het die nag heerlik geslaap. Hulle was boot uit van die vorige dag se klim teen die kronkelpaadjie op. Die berg van die maan was 'n baie hoë berg en sy piek het tot in die wolke gegaan. Dit is waar Bibi die swart luiperd woon. Niemand weet presies waar nie, maar wanneer een van haar helpers vir iemand soontoe neem, kan die gaste ingaan by haar huis, wat ook 'n diep grot is en heel bo in die berg weggesteek is. "Is jy uitgerus, meester Meerkat?" vra koning Louis, nadat hulle van die padkos geëet het, wat prinses Elsa vir hulle ingepak het. Ek het, dankie Lukas Leeu. Hierdie vars lug hierbo in die berg laat 'n mens slaap soos 'n babatjie meerkat wat lekker van sy mamma se melk gedrink het. "Nou ja toe," sê koning Louis. "Dis tyd om verder te klim. Maar nou moet ons jasse aantrek. Dit gaan nou kouer en kouer raak. Maar as ons mooi klim, behoort ons vanaand by Bibi se grot te wees," sê koning Louis vol hoop. En met die sakkie nanas vir Bibi swartluiperd is die twee weer in die kronkelpad en klim al hoër en hoër op teen die Maanberg. Hoe hoër hulle klim, hoe digter raak die mis en hoe kouer word dit. Mani Meerkat en koning Louis vou die dik jasse wat hulle in koning Louis se rugsak gebeer het, styf om hulle om die ergste koue uit te hou. "Nou moet ons nie meer so hard praat nie, meester Meerkat," sê koning Louis. "Hier is groendoppe en huis toe gaan blommetjies. En in hierdie digte mis kan ons hulle nie mooi sien nie. As hulle skielik by ons praat, kan ons skrik en opkyk in hulle oë, en dan weet jy wat gebeur." Dit is waar, Lukas Leeu, sê Mani Meerkat, en 'n koue rilling loop teen sy rug af. "Van nou af praat ek net as daar met my gepraat word." "Dis goed, my liewe vriend," fluister koning Louis Leeu. Toe hulle entjie verder geloop het, voel Mani skielik hoe iets hom onder sy voet steek. Eina, Probeer Mani so sag as moontlik sê. "Wat is dit nou, meester?" vra koning Louis. "Iets het my in my voet gesteek." "Wag, laat ek sien," sê koning Louis en kyk na Mani se voet. Dis 'n doring. Dis een van die huis toe gaan blommetjies se gesingery wat gebeur het. Onthou jy wat ek jou vertel het van die mense wat hier in die Maanberg kom soek na die skat? Dit was iemand wat aan haar gesig gekyk het of aan haar geruik het. Toe verander die mens in 'n doring. Toe maar, het kan nou niks aan jou doen nie. Dit brand net erg. Neem een van die doringrank se blare en vryf dit oor die steekplek, dan sal dit gou beter word. Mani Meerkat smeer die sap van een van die blare aan, en jou waarlik, daar is die brand weg. "Die brand is weg, Lukas Leeu," sê Mani opgewonde. "Sst, ons moet nie te hard praat nie," sê koning Louis Leeu en hou sy vinger voor sy mond. "Kom, ons moet wikkel." En daar klim hulle verder, en dit is baie koud. "Hallo julle," hoor hulle skielike stem in die pad voor hulle. "Meester Meerkat, kyk af grond toe, dis 'n groendop," sê koning Louis dringend, maar sag. Mani kyk vinnig af. "Kyk nou net, is dit nie tog een van die pragtige groendoppe nie? Hoe gaan dit my ou vriend?" vra koning Louis en hou sy oë styf toe terwyl hy met die groendop praat. "Jy moet nou mooi luister, Leeu. Bibi swartluiperd wag vir julle in haar grot. Stap nou agter my aan om by Bibi se grot te kom. Die paadjie is nou minder gevaarlik. Dit is nou 'n klein entjie, dan is ons daar. Maar van nou af mag julle nie verder praat nie. Verstaan julle dit?" "Ons verstaan dit, groendop, baie dankie. Ons sal jou volg," sê koning Louis en kyk na Mani. "Lukas Leeu, Fluister Mani voordat hulle begin stap. kan ons hierdie groendop vertrou? Sien nou maar, hy lei ons net in die mis rond en ons val by die afgrond af." Ou Mani Meerkat klink nou sommer baie benoud. "Nee, alles is reg, meester Meerkat. Ons moet hom nou net volg," sê koning Louis gerusstellend. "Net voor ons verder stap, Sê die groendop skilpad. het julle Bibi se nanas saamgebring." "Ja, ons het hier is 'n hele sak nanas in my rugsak," antwoord koning Louis. "Dis goed. Sê die groendop. Nou kom ons stap. En onthou,
Van nou af geen woord nie. En daar stap hulle, al agter die groendop aan. Hoe verder hulle stap, hoe kouer en kouer word dit, en donkerder, en daar's oral digte mis. Al wat hulle voor hulle in die paadjie kan sien, is die sagte groen lig wat uit die skilpad se groen dop skyn. Koning Louis Leeu en Manie Meerkat hou styf aan mekaar vas en loop voetjie vir voetjie. Hulle sê nie 'n woord nie. Hulle kyk net na die groen lig en luister na die groen dop se skurwe voete wat oor die fyn klippies in die klipperige grondpaadjie stap. Hulle stap nog so, toe hulle skielik 'n vreemde ding hoor. Koning Louis en Manie Meerkat kyk na mekaar en wonder of hulle nie eerder by die huis moes gebly het nie, maar hulle mag niks sê nie. Toe trek die mis skielik heeltemal weg om hulle en daar sien hulle vir Bibi Swartluiperd. Miau. Hallo julle. Julle kan nou maar weer praat. Welkom hier by my kasteel, Sê Bibi Swartluiperd. Het julle vir my Nana saamgebring? Ons het Bibi Swartluiperd, sê koning Louis Leeu en haal sy rugsak af waar die sakkie nanas in is. Hy haal dit uit en die groen dop neem dit by hom en gee dit vir Bibi. Baie dankie, dit gaan heerlik smaak. Kom gerus in, sê Bibi en wys na die ingang van die grot wat agter haar oopgaan. Kom, ons kan nie lank hier buite staan nie. Niemand mag ons hier sien nie. Kom in, julle is seker baie dors en honger. Hier binne is vir julle iets lekker warms om te eet en te drink. Dankie dat jy hulle veilig hiernatoe gebring het, Viridis, en sy vee oor die groen dop se kop. En daar gaan koning Louis Leeu en Manie Meerkat by Bibi Swartluiperd se grot in. Toe hulle binne is, skuif die grot se ingang weer toe agter hulle en dit raak heerlik warm in die grot. Die groen dop het 'n baie snaakse naam, Lukas Leeu, Vra Manie Meerkat. Ja, meester Meerkat, antwoord koning Louis Leeu. Sy naam kom uit 'n baie ou taal. Mense praat dit nie meer nie. Die taal is Latyn. Almal hier op die Maanberg het Latynse name. Hulle kan dit ook praat. Niemand anders wat hier aankom verstaan dit gewoonlik nie. Maar hoekom? Vra Manie met 'n groot frons op sy gesig. Die ou leeukonings. Dit was nou my ou voorvaders van lank gelede het besluit dat hulle Latyn gaan praat. En Bibi is die bewaarder van ons Latynse taal en die skatte van die ou leeukonings. Maar wag, ons kan later daaroor praat. Ons moet eers hoor wat Bibi Swartluiperd vir ons gaan sê. En so stap die twee al agter Bibi aan. Al dieper en dieper by die grot in. Die grot waar Bibi Swartluiperd vir hulle môre sal vertel waar die skat is.